Goeiemorgen, good morning on this wonderful Wednesday morning, and I must say I'm very happy to be back with my morning family. Welkom terug. Dankie. So good to have you back, Roz. Die groot vraag is, hoekom is dit wonderlik? Want Rosanne is terug. En ons kan nie die dag begin met lekker mense soos, of jy kan die dag begin met lekker mense soos die, maar ons reken nie vir Thys in nie, want sommige mense het hom nog nie vergewe vir die biltong kwessie nie. Thys? Ag, dit is so erg nie julle, maar Ros, jy lyk pragtig en ek het vir jou liedjie. Asseblief. Ek voel, bietjie wrywing, het ek iets gemis? Net die biltong, seker. So Thys het glo gaan jag. En sommige mense hier is nou baie vies, omdat hy nie biltong gebring het nie. So, okay. Ons sien vir jou Thys. Totdat daai sak biltong oor 'n week. Ek moet opkom vir my ouma Hateraan hoor. Totdat daai sakkie biltong oor 'n week kom. Elsa, dan gaan jy nie 'n woord uitkry want jou mond gaan vol biltong. Ek is nie kwaad vir hom nie. Ek is nie kwaad vir hom nie. Sommiges. Ek is nie deel daarvan. Voor hierdie nou 'n sonnige risie ontaard. Nee, ek maak sommer net 'n grap. Ons het ook baie wat gebeur in vandag se episode. Ons bespreek outisme saam met spraakterapeut Christine Neser. Arnold gesels met die legendariese atleet Zola Butt. Ons beplan 'n middag by die teater en Dion Groot kom maak weer hier by ons 'n draai, maar vir nou is dit eers tyd vir daai hoogtepunt waarna jy ook altyd so uitsien. Nes ek, ons oggendpraatjies. Inderdaad so. So ons begin weer met 'n interessante storie. 'n Sakeman van Detroit genaamd Daryl Thomas, se begrafnis is met 'n buitengewone gebaar afgesluit. Dit was nou verlede week gewees. 'n Helikopter het oor die begrafnisterrein gevlieg en roosblare as ook geld op die rouklaars laat neerdal. Dit was alles deel van Thomas se laaste wense. Die man wat die eienaar van 'n plaaslike motorwasonderneming is of was, het die gebaar vooraf gereël as 'n simboliese dankie aan die gemeenskap wat hom ondersteun het. En volgens sy niggie Crystal Perry was dit sy manier om dankbaarheid en liefde te wys aan die wat saam met hom die pad gestap het. Hoewel die plaaslike polisie vooraf ingelig is oor die plan om roseblare te strooi, was hulle nie bewus dat kontant ook neergegooi sou word dan nou nie. Die federale lugvaartadministrasie het bevestig dat 'n ondersoek na die voorval aan die gang is, maar die polisie stel nie tans self ondersoek in nie. So, wat dink julle van so 'n mooi gebaar? Nommer 1 wil ek begin is, as dit Suid-Afrikaanse polisie was, sou hulle nie ondersoek ingestel nie, want sou besig gewees om die geld te tel wat hulle gevang het. Ai, wel, kom ons kyk miskien gou vinnig na die video. Ons het 'n video. Dis amper R1 miljoen. Oh, Mata, dis baie geld. Dis nie net soos $5,000 nie. Die man het duidelik baie goed gedoen. Met sy karwasonderneming. Maar ek kan verstaan hoekom die polisie en die amptelikes daar in die area bietjie bekommerd sou wees hieroor. Want sê nou, daar is verkeer op 'n snelweg en all of a sudden, it's raining cash. Almal gaan stop. Precies. Dit word 'n veiligheidskwessie. Sit eintlik 'n nuwe mening en hy sê hom sê geld val uit die hemel uit nie. Ja. Geld, lyk dit of geld uit die lug uitgeval. Ja, nee. Maar 'n ander ding, ek weet wettiglik moet 'n ou altyd laat weet as jy byvoorbeeld nou met 'n vliegtuig of 'n helikopter vlieg, laat jy wel baie keer gooi mense mos in die ou dae het hulle pamfletjies uitgegooi of so. Propaganda. Jy moet lugvaart laat weet. Maar ja, hulle het lugvaart laat weet, maar net gesê roosblare. So dis die roosblare van daai groen is, pappa. Of ek dink die ouens vir daai ding wat op Jerry Maguire se next level toe. En ek het hom hierso vir jou. Hierso sê. I love dead people. Show me the money. Maar ek dink dit is 'n goeie, Is 'n mooi gebaar. dit is 'n mooi gebaar en sy nalatenskap en sy dankbaarheid vir die gemeenskap wat hom ondersteun het nou, it was his last wish and it was granted and, you know, from what we can see in the video, no one was hurt, it wasn't a big deal. And he will be forever remembered. Oh ja, that's true. Baie mooi gebaar. Matriekafskeidtyd. Kan jy wag hier? Who did you take to your matric dance, Thys? Vir haar naam was Dit luister. Mas Lorraine, sy hou van rooi wyn, brandewyn, rooi You can't wyn. remember?
Nee, ek kan nie onthou nou. Sure. Elsa, Dani. Dani, Ja. Dani. Pieter. Man 'n ou skoolvriendin van my, haar nooiens van. Onthou jy ons nou net gepraat oor 'n nooiens van? Ja. Ons gaan nou by interessante van nou ook uitkom. Loosna Fourie. 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 Okay. Oh, Loosna. Loosna. Ek kan net weet waar toe gaan hy En nou. jy? I took a guy called Philip. Yes. So Okay. this is not just about us and who we took to our matric dances, but Tyler was asked by someone, a Joburg matriculant. His name is Mo Madiba at St. Stithians. He asked her to be his date, and he had a whole campaign that went viral because it was his dream, and he wanted to turn this dream into reality. In February, he used the hashtag Mo and Tyler for MD, asking Tyler to be his date. So initially she declined, obviously scheduling and all of that kind of thing. And then a radio station got involved and fans rallied behind the campaign. And on the night of the dance, Tyler shocked everyone by showing up in person, and her appearance transformed the night into an unforgettable event, especially for Mo, who said, "I'll never forget it. Tyler pulled through." Tyler even performed her new song, Is It, adding to the excitement. So ek dink vir my is dit is 'n baie cool idee, maar dit lyk vir my nou met matriekafskeide dat dit altyd is always a one-upmanship. Yep. Like Ja. jy sien, mense kom in die check 60-60 waantjies daaraan. Hulle kom daar aan in ambulanse. Hulle kom daar aan in courier vans. Like it's just, I don't know if it's about the occasion anymore, but how you can top what someone else did. Is dit nie ook net met sekere skole so nie? Ek dink jy weet as jy nou in 'n laerdie omgewing bly, dan het jy nou die vermoë om dit te kan doen, maar as jy in 'n ander skool is, jy maar net te bly, jy kan na matriekafskeid toe gaan en 'n bietjie mooi dress-up doen. Yeah. And then also, can you imagine now you are at the matric dance of the school and you are just one of the normal girls that goes to that school and hier kom Tyler. Like it's almost like Al die aandag. overshadows a bit because all the attention is now on her. And it's nothing bad against her, absolutely not. She made this little guy's dream come true. But also, like if Tyler's at the matric dance, who cares about Roz and Elsa? Because Tyler's at the matric dance. Was daar nie wat is daai oorseese band wat ook op 'n stadium hulle het 'n musiekvideo gedoen. En dit was ook by mense se troues gewees. Yeah, I think it was Maroon 5. En dan het hulle mos 'n doek laat val en dan was dit die surprise, maar hulle het alles opgeneem. Wel, Ek het intussen onthou van wie was ek matriekafskeid. Ja. Was Ilse Botma. daar sy Daar tuis sy. gebeur het, will Ja. all come back to you. Hy het nou Ciao. hard gedink. Doe. Maar ja, lekker surprise moet ek sê. Weet jy wat, ek wil net gou by julle uitvind. As julle iemand kon vat, like the person of your dreams, that you could take, excluding your wives, that you could take to the matric dance. Tace, Angelina Jolie. I would go with Brad Pitt. Elsa, Robert Downey Jr. great. Oh, Pieter, nice one. Elizabeth Hurley. stunning. There you go. Fantasties. Baie dankie. Gepraat van afskeid en saam met wie jy wil gaan. Ek wil net sê ons gaan nie nou afskeid neem nie. Ons is net hierna terug, dan gesels ons verder. So jy mag nie weggaan nie. Kry vir jou vars koppie koffie en dan vat jy weer die dag voort saam met ons hier by Goeiemôre. Good morning.
Welkom terug by Goeiemôre, good morning. En as jy so 'n bietjie uitgemis het op die geselsies wat ons nou al gehad het, wees nie bekommerd nie. Ons het dit wel 'n bietjie later op ons YouTube kanaal. Maar vir eers ek nog 'n lekker storie, kollegas. Baie lekker storie en 'n interessante storie. 'n Paartjie in Australië het onlangs mekaar trou beloof en hulle is in huwelik bevestig. En hulle het 'n spel van rock, paper, scissors gespeel tydens hulle seremonie om te besluit wie kry wie se van. Kan jy dit glo? So in plaas daarvan dat die bruidegom se van aanneem tuis, het hulle beste uit 3 wedstryd voor die altaar gespeel en die verloorder moes die wenner se van aanneem. Die bruidegom wat die van peers het die eerste ronde gewen, maar die bruid met die van hunter het die tweede en derde rondes gewen. Die amptelike van die bruidspaar is dus nou hunter. Sosiale media was verdeel, sommige betreur die peers dat die peers se van verdwyn het. Een kommentaar het gelei en so verdwyn 'n familienaam. Ander het geskerts, ek seker sy vriende gaan hom nie mis nie. Ander het die besluit natuurlik verdedig. Dis wat al eeue lank gebeur wanneer vroue hulle vanne moet prysgee. Het iemand geskryf en ander bygevoeg, die koeler van wen. Hunter. Volgens 'n 2023 Pew-opname neem steeds 79% van vroue hulle man se van aan, al is dit minder ongewoon om dit om te ruil. Hierdie paartjie is nie alleen met hul kreatiewe benadering nie. Verlede jaar het 'n ander egpaar al trougaste laat besluit oor hul van, wat dit ook laat viral gaan het. En jy dit nou oor vertel? Nee. Thys wil dit nie oor vertel nie. Something just happens in Outback. Nou, so Thys, as jy nou getrou het en jou vrou dan wou nie van Sail wees nie, wat sou jy gewees het? Kyk, haar annoyance van 'n smoke, jy weet, en ek dink van selfspreekend dink ek wat sy verlig sy word van Sail. Imagine nou, ek was Thys smoke. Thys smoke van Sail. Ja. Maar is dit nie 'n ander ding ook dat baie keer, of is dit net in bekendes se geval wat hulle dan nou maar die twee vanne aanneem? Soos Ja, jy kry baie. Ek dink veral in julle wêreld, jy weet, waar julle byvoorbeeld julle naam gebou het in die industrie. En jy moet daar ook dan trou. Jy weet, soos Elsa Estreise is dan dalk Elsa Estreise hunter. Arsy? Ja, Elsa Is te Estreise. lank tuis. Ja, dit is maar. Nee, ek sal As dit maar maar net vir 'n man kry met 'n bly baie wees kort van. Ja, ek dink so. Ek sal maar net te bly wees om so 'n bietjie minder ink te gebruik wanneer ek vorms invul. Maar jy's reg, Thys, ek het dit gedoen. Ek het my van gehou, my nooiens van gehou en dan ek noem dit my government naam, gebruik ek nou as ek reis of as ek nou amptelike dokumente moet teken of wat ook al. Maar die rede hoekom ek my nooiens van gebruik het of gehou het vir werk veral is omdat ek my oupa se enigste kleinkind was. So ek wou hê dat daai naam moet voortleef en ons kinders het ook daai van as een van hulle name. So as hulle eendag huis koop of kar koop, gaan hulle vir my baie kwaad wees want hulle moet nie aanhou skryf en skryf. Ja, dit raak moeg hoor. Ja, maar dit is vir my belangrik om Ek dink ook is daai nalatenskap is baie belangrik. Baie. ja. En ek dink ja, baie mense gee 'n prys. Jy weet nou in daai geval, maar sekere mense is nog ingestel tot dit ander mense dink net sommer dis vir fees nonsens. Ja. Wat ook al. Jy weet, maar ek is sommer een van die ouer gades is my belangrik. Myself. En familiename? Ja, jy sit nie glo nie. Dit is nie 'n familienaam mense, maar tog het al ons kinders het familiename, ons het net die name 'n bietjie gedraai. Ja. Jy weet, soos ek is Thys Marcel en my seun is Marcel Matthys. Jy weet, so 'n bietjie geruil. ja, net 'n bietjie geraal. Ja. Ek dink ook dit is vir my ek weet nie, maybe I'm alone in this or maybe like in the minority. There's a lot of women that now are not taking their husband's surnames. Like, I mean, the amount of weddings I've emceed where you don't say Mr. and Mrs. Van Zyl. It's then the wife with her name and husband with his name, That's which is interesting. absolutely fine. But I think for us, it was just important that the whole family had the same name. Yeah. So that when we travel, it's not like, oh, but who's this lady and how is she connected to, you know what I mean? Like, it's Yeah, just we're exactly. all under the kind of same family umbrella. But I mean, that's also obviously not for everyone. Ek dink jou ingesteldheid weer eens hoekom doen jy dit? Ja. Verstaan net dat daar's 'n verskil. Maar as jy net doen random omdat jy nou maar net random is en Rock, jy dink paper, maar scissors. rock paper scissors. Jy weet dit scary. Don't do that. Dalk was dit nie random gedoen nie. Dalk het hulle voor die tyd met mekaar gesels en gesê, "Okay, well, Wat het as prins verloor? is jy bereid om dit te kan doen as jy verloor?"
Okay Pieter, wat sê jy bereid om op die spel te sit? Rock paper scissors ek en jy gaga. Is dit wat As ek 'n bietjie hare afskeer. uitstapie na in die bos toe? Ja, jare. Nee man, maar wat ek bedoel, ek meen soos Razana man het gesels en gesê, dis hoekom ek my van gaan behou en niks disrespekvol teenoor jou en dat ons getroud is nie, but this is the background. En ek dink dis wat hulle dalk ook sou moes doen. Wat sal jy doen in die geval van 'n huwelikse aanbod en Weet jy Pieter, ek dink nie ek wil trou nie. Kan ek jou nou verder skok? in elk kom geval ons dit bly. is gefyn. Dis nou 'n manier om dis nou 'n manier. Waar ek dan by my knoppie wag daar. net vir Dis so nou 'n 'n manier. oomblik. Ons is die hele regisseur tyd wag besig nog om die vir jou nou hele hier 'n ou oggend so. date te probeer kry en dit en hier slaat so nou. Poef. Oggendpraatjies, troupraatjies is daarmee heen met Elsa. So word 'n perfekte môre. Breek hierdie vrou soveel harte daar buite nê. Al hierdie mans wat julle Kan julle dit nou ons oorvertel? sal aan werk Pieter. Ek dink dit was die eerste keer wat ek in my lewe ek ken vir Pieter Koen al amper 20 jaar. I've never seen him speechless before. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar okay, dis vir my mooi. Van 'n stilte na 'n feeslikheid. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit of deesdae natuurlik Mbombela. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies en allerlei lekker dinge. Daar's ook 'n boeke, woelwater, speelarea vir die kinders en vele meer. Die lekkerte en lekkernis, soos ons dit ook graag sê, is net te veel. Kaartjies en inligting is beskikbaar by inniebos.co.za. Bly jy nou maar net ingeskakel, want net hierna gesels ons oor outisme met die spraakterapeut Christine Neser. Ek gaan intussen kyk of ek vir Elsa kan oorreed om tog maar 'n vonkel in haar oog te kry vir 'n moontlike huweliksaanbod. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Christine Neser is 'n geregistreerde spraakterapeut met 'n passie vir kinders op die outisme spektrum en skrywer van die boek Help, my kind is anders. Sy is vandag hier om haar insigte en praktiese raad oor outisme met ons te deel. Baie welkom by die program, Christine. Dankie Rosan, dit is lekker om hier te wees. So kom ons begin by die begin. Wat is outisme? Wat is 'n neurodivergent kind en hoekom nou so 'n groot bohaai oor kinders wat bietjie anders is?
Autisme is 'n neuroontwikkelingstoestand. So dit is iets wat ontwikkel, en die kind is reeds daar by geboorte, dit kan nie ontwikkel later nie, dit is reeds daar. Nou, dit is iets wat nou baie meer onder die loep is en wat baie meer oor gepraat word. En die insidensie het geweldig gestyg. Ek weet nie of jy gelees het nie, maar die Amerikaanse CDC het nou 'n nuwe statistiek vrygestel en hulle sê die voorkoms is nou 1 in 36 kinders in Amerika. Nou dit is ontstellend, want hier by 2015 was dit nog 1 in 59 en toe ek op universiteit was, het hulle gepraat van 1 in 10.000. So wat het hier gebeur? So ek weet nie of jy wil sommer hê ek moet daarmee wegval nie. Dit is eintlik my volgende vraag. Hoekom is daar nou soveel meer gevalle of is daar nou net meer gevalle waarvan mens hoor? Ja. Ek dink toe ek jonk was, het ons gepraat van die verstrooide professor en die eienaardige kind en die klas geek, maar niemand het gepraat van autisme nie. Dit was iets wat 'n diagnose wat ontwikkel het. En dokters en terapeute gebruik 'n stelsel om te klassifiseer, ons noem dit die DSM. En die DSM-4 het sekere kriteria gehad en toe in 2013 toe kom hulle met nuus. En van toe af is die sambreel wat oor autisme gaan baie groter. 'n Klomp ander, kom ons sê, toestande het nou onder die sambreel van autisme inbeweeg. So goed wat nie, sê maar 10 jaar gelede nie autisme genoem is nie, is nou tegnies autisme. Nou ek het vir Emile Gous, hy is Autisme Suid-Afrika se voorsitter, gebel en gevra, wat is jou opinie oor hierdie stygings in insidensie? Toe sê hy, mens moet mooi dink, is dit meer mense met autisme of is dit meer diagnoses? Word daar oorgediagnoseer of word daar beter gediagnoseer? So ek dink ook die stigma wat daar altyd aan verbonde was, is besig om grootliks te verdwyn. Dis eintlik nou meer iets van 'n verstomming, 'n verwondering. Jene, is jy ook op die autisme spektrum? Is jou kind ook op die autisme spektrum? Dis so algemeen dat daar's amper nie 'n gesin of 'n familie in Suid-Afrika wat nie iemand het wat op die autisme spektrum reeds gediagnoseer is of wat almal agter mekaar sê ons dink hy is ook op die spektrum. So ek dink ook, soos ek net nou vir iemand gesê het, ons het almal so 'n tikkie autisme in ons. Wat is van die simptome? Nou, daar's 4 groot bene waarop enige diagnose staan. Die eerste ding is hulle sosiale integrasie, hulle sosiale kontak, hulle interaksie, hoe gemaklik hulle met ander kan oor die weg kom en die koneksie wat hulle maak. En mense kan dit sommer in 'n klein babietjie al sien of hulle belangstel in wat tussen mense gebeur. Groot mense wat praat, gaan die oogies heen en weer, wil hulle saam praat of plaat dit hulle nie eintlik nie. Die sosialisering bly lewenslange probleem. Dit bly vir autiste 'n groot probleem en mens moet dit nie afmaak nie. Al is jy 'n hoogs funksionerende autis, is daar groot angs omdat jy nie heeltyd seker is wat sê die ander mense nou nie. En is dit dalk nou sarkasme, want sarkasme werk nie. Hulle verstaan dit nie, hulle is baie letterlik in hulle ervaring van taal. So dit is sosiale interaksie, die ander ding is taal. Meeste kinders op die spektrum begin later praat. Party leer nooit praat nie, party het altyd swak taal of verkies om nie te praat nie of het 'n ander stelsel. Maar dan is daar ook autiste wat ongelooflik verbaal is. Maar taal is anders, maar net om 'n interessante ding te sê, baie keer is hoogs funksionerende autistiese kindertjies soos klein professortjies. Hulle het sulke formele taal. Jy dink, maar hierdie kind is amper al grys, ouderwets, hoor net hoe praat hierdie kind. So, ek het nie onthou wat so 3 jaar oud was en hy staan en skree. So sy vingertjie in die lug by die kleuterskool en hy sê, ek benodig 'n antibiotiese salvie. Dit is daardie tipe van ding, dit is net al nie kindertaal nie. So taal is 'n kenmerk. En die ander ding is 'n nouband van belangstelling. Nou, as mense al reeks gekyk het soos die Big Bang Theory, dan het autisme nou vir jou cool geraak. Jy kyk hoe daar ouens is, hulle is hierdie verskriklike wetenskaplikes en alwaar hulle praat is hulle vakgebied. Maar dit bly so. Party kinders fikseer op dinosourusse, ander op karre, ander op, en nie net alle karre nie, dit sal 'n soort kar wees. Hulle is baie spesifiek in hulle belangstelling en hulle is mal daaroor om vir jou preek te gee daaroor, 'n lesing. So dis weer eens daai sosiale kontak. Kan ek met jou chat
of gaan ek vir jou 'n lesing gee? En dis hoekom daar so baie professore is op die spektrum. Hulle is meesters van hulle vakgebied en 'n nou vakgebied. En dan is dit sensoriese integrasie. Dis om alles wat jy hoor, sien, ruik, proe, alles te integreer. Ook jou vestibulêr, hoe jy in die ruimte pas, dit te integreer, dis vir hulle baie moeilik. So daai kinders is gewoonlik hypersensitief vir sê maar geluide, geraas, kan ore toedruk of kan seker goed nagtief verdra nie. Kind wat uit die saal sal hardloop as hulle harde musiek speel want hulle kan dit nie prosesseer nie. Reuke, teksture, daai kind wat hy kan nie hoor wat juffrou sê nie want daar's 'n ding wat hom hier in sy nek krap. En is ons nie maar almal so nie, as jy 'n dingetjie het in jou nek wat jou krap. Jy kan later net daaraan dink, nie. Maar vir daai kinders is dit 'n totale globale ervaring. Hulle kan nie funksioneer as een van hulle van die sensoriese bane oorbelas is nie. So dit is die basis, daai 4 bene waarop dit staan. En dit is hoekom mens nie 'n vinnige diagnose kan maak nie. Jy moet tyd vat en 'n dokter of 'n spesialis moet tyd vat om seker te maak hierdie kind of hierdie volwassene val in hierdie 4 zones. Christine, ek voel asof daar so baie is wat ons waaroor ons nog moet gesels in terme van hierdie onderwerp en ek dink eintlik ons moet jou terugnooi sodat ons meer in diepte hieroor kan gesels. Jy het hierdie boek geskryf, Help my kind is anders, ontdek die ster in jou anderster kind. Ja. En dit is regtig iets wat jy nogal baie passievol oor is en die boek is nou beskikbaar. Ons het goeie nuus vir ons kykers, voordat ons weer totsiens sê. As jy 'n kopie van hierdie boek wil wen, stuur vir ons 'n e-pos na info@creatorsway.co.za en dan is daar 'n kopie van die boek vir jou beskikbaar as jy die wenner is. Dr. Christine Neser, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is nou terug en hopelik gesels ons weer. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. ACDC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Nou ja toe, dit voel nou kompleet of die 3 van ons in die hoofse kantoor sit, want Thys het ons nader geroep om 'n paar belangrike finansiële sake met ons te bespreek. Thys? Kollegas, vanoggend is die oggend. Okay. So ek het vir ons 'n lekker video saamgestel vir ons en die kykers wat 'n paar elemente gaan verduidelik op sleutelwoorde van beleggings. Okay. Maar julle moet nou baie mooi konsentreer en dan daarna gaan ek 'n paar vrae vra. So kyk 'n bietjie hierdie video. Kan ons geld wen?
Natuurlik. Stock. Represent ownership in a company. Each unit of a stock is called a share. If you own 50% of YouTube stock, you own half of YouTube. Shareholder. Someone who owns a stock. Stock exchange. Place where investors can buy or sell stocks. Public company. Company whose ownership is organized via shares of stock that are intended to be freely traded on a stock exchange. Bull market, bear market. A bull market means that prices are rising. A bear market means that prices are falling. They are named after each animal's attack style. Volatility. How fast the stock price moves up and down. Volume. Number of shares of a company traded each day. Capital. Broad term that can describe anything that gives value to its owners. It usually refers to money, but it can also describe machinery, patents, etc. Liquidity. How easily you can get into and out of a stock. It increases with volume. Bubble. Bubbles occur when prices for a particular item rise far above the item's real value due to too much optimism. Sooner or later, the high prices become unsustainable, and they fall dramatically until the item is valued at or even below its true worth. IPO. Initial price offering happens when a private company becomes publicly traded in order to raise money. Dividends. Portion of a company's earnings that is paid to people who own the stock. Not every company pays dividends. Blue chip stocks. Stock that comes from a well-known established company. They have a strong history of performance and often pay dividends. Forex. Foreign exchange. Involves trading different currencies. Portfolio. Collection of investments owned by an investor. Holdings. Contents of a portfolio. Interests. When you get or give a loan, the one who is lending the cash usually wants more cash than what he initially lent. The extra cash that has to be given is called interest. Bond. When an investor gives a loan to a company or a government, the investor earns through interest. Security. Tradable financial instruments such as stocks and bonds. Broker. Since you can't directly go to the stock exchanges to buy stocks, someone will do it for you, usually for a fee. This is called a broker. Nowadays, they are mostly online platforms. Going long. Betting that a company's stock's price will increase so that you can buy low and sell high. Asset. Resource with economic value that someone owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. Commodity. Basic goods interchangeable between producers, such as grains, gold, beef, oil, and natural gas. It usually refers to raw materials. Yield. It's what you earned from an investment. P ratio. The price-to-earnings ratio is one of the most widely used tools that investors and analysts use to determine a stock's valuation. It's one indicator of whether a stock is overvalued or undervalued. However, the PE ratio can mislead investors because past earnings do not guarantee future earnings will be the same. Likewise, projected earnings may not actually happen. Index. It's a method to track the performance of a group of assets. Indexes typically measure the performance of a basket of stocks intended to replicate a certain area of the market. The most famous index is the S&P 500, which tracks the 500 largest US companies. Futures. Ja. Dis interessant, hè? Hoekom het jy video so vinnig gepraat? Ons kon nie notas maak nie. En ons is nou deur al daai, nê? En om te dink daar is nog 3 van daai episodes wat ons gaan doen met alles name in beleggings. En ek dink ja, dis wat dit so lekker belangrik maak, jy weet of vir kykers daai net 'n bietjie ook te kan wys. Maar hier is die kompetisie nou. Okay, ons gaan nou 3 minute intens kompetisie hou. Ons gaan begin by Pieter, Elsa, Ras. Okay? So ek gaan vir julle sê byvoorbeeld stock. Okay, en dan moet jy dadelik sê wat is die Afrikaanse benaming van stok. So dan gaan jy sê aandeel of die eerste wat opkom. Okay. En ons sal telling hou. So let's go. Okay, jy moet so gou as moontlik antwoord. Okay. Hoekom wil jy nou jou hele loopbaan ja, shareholder. Piep, aandeelhouer. Stock exchange. Piep, aandelebeurs. Wat sê? Public company. Piep. Publieke maatskappy. Openbare maatskappy. Bull and bear. Sure. Bly nie by dieselfde nie. Wat sê? Well done. Volatility. Piep, wisselvalligheid. Wat sê? Volume. Oh, dan kyk jy aan. Yes, ek het dit. I don't have any. Liquidity. Piep. Hier is onregverdig. Liquiditeit. Yes. Bubble. Piep. Borrel. Oei! Yes. IPO. Dis 'n moeilikhede. Waar verstaan is nou weer? Nee, moenie dit sê nie, dan gaan sy dit net vertaal. Ja. Indien Pieter oggend opstaan. Punt vir jou, is 'n aanvanklike openbare aanbod. Okay. Dividends. Dividende. Mooi.
Blue chip. Blue chips, blou chip. Blou skyfie. Julle almal is reg. Okay. Forex. Forex. Valutahandel. Portfolio. Piep portefeulje. Kan ons nou maar net uitspreek? Kan ons maar uitskree? Nee, ons gaan piep. Jy doen piep, okay? Bonds. Piep. Verband. Ja. Is dit verkeerd? O, effek. Effek. Die effektebeers. Okay. A going long. Gaan lank. Het op. 100%. Is dit reg so? Of is dit langtermyn? Pieter en Ross is vergelyk, hoor. So ons gaan vir tweede plek lê. Commodity. Piep, kommoditeite. Yield. Jy kry nog tyd vir 'n piep ook. My brein kan eers vinnig genoeg dink. Yield. Stop. Hou verby. Dis opbrengs. Toegeeteken. Opbrengs, kom aan julle. Geweet tuis is nie so erg nie. PE ratio. Price over earnings ratio. Prys teenoor uitbetalings. Ons sê laaste ene index. Index. Ons sê. En die verling in die wenner was Pieter in die derde plek. Dankie. Ross, dit was naby. Jy ek dink as jy nie tweede afwesig was, het jy gewen. Dankie. Maar dan Els natuurlik ons taalkundige. So hoeveel kry sy nou? Gaan jy vir 'n paar aandele in jou besighede gee? Ek sal vir R100 se spaarplan begin. Wel, Met 'n waarborg dat ek soms sal verdubbel binne 'n jaar. Dis 'n paar sy. Enigiets is dit is 'n goeie plek om te begin. Ja. Dis 'n groot plek om te Baie begin. dankie dat jy ook 'n hele finansiële loopbaan vir ons in 3 minute gedeel het. En dan kom nog 3 episodes, né? Bly jy net waar jy is, net hierna gesels ons verder. Arnold het ook 'n lekker gesels gemaak met Zola Bad. So, moenie weggaan vir hierdie enetjie nie. Bly ingeskakel. Hoopelik gaan ons hom in Afrikaans en in Engels kan verstaan.
Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts, baie lekker om jou saam met ons te hê. En ons het 'n baie spesiale gas, Zola Budd. Een van ons beste van alle tye het besluit om hier by ons in te val en te kom kuier by Goeiemôre, Good Morning. Zola, lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Ek dink die eerste ding wat mense sal wil weet is, wat doen Zola Budd deesdae? Eers het ek het baie oud geword. Dit lyk nie so nie. Nee, oor 'n jaar kan ek komreinshardloop met 60. Ek dink Is dit regtig so? 60, ja. 'n Grandmaster. Ja, Grandmaster. Ek het altyd gesê dis my hoofdoel in die lewe. Ek wil met daai Grandmaster tekentjie hardloop. Nou sal jy kan. Nou sal ek kan, ja. Wat doen jy deesdae? Ek rig af by Hoërskool Stellenbosch, is deel van die Ice Trust program daar en dan is ek ook die terapeut by die skool. En as jy sê terapeut, wat is dit? Ek het nie nooit my amptelike sielkundige graad, maar ek het 'n M-graad in pastorale sielkunde. So daarmee kan mens terapie doen met kinders en of met mense. Jy kan dit net nie van die mediese fonds en ek mag nie diagnoses maak nie. So En wat sou dit wees? Gee my 'n voorbeeld van waarmee jy op 'n daaglikse basis te werk is. Ja, is nogal 'n besige dag want gewoonlik in die oggend is ek by die terapie en dan middagete en dan oefen ons weer. So my dae begin partykeer vroegoggend en dan eers laat aand wat ek mens by die huis kom na die oefening en goed, maar ek geniet dit baie. Ek geniet dit veral om met die kinders te werk en die terapie is vir my baie, hoe sal ek sê, dis dra ewigheidswaarde. Ek verstaan, ewigheidswaarde, dis 'n baie mooi woord. Ons verstaan presies hoe jy voel want hier by Goeiemôre, Good Morning is ons ook redelik vroeg uit die vere uit, soos jy kan verstaan. As jy praat van afrigting, wat 'n soort van atlete rig jy af? Kort afstand of begin jy by middel en lang afstande? Nee, ek is gevaarlik as dit by sprinters kom. Middelafstande, ja. So daar's die Ice Trust het 'n projek waar ek dink volgende jaar gaan daar 80 kinders wees wat hulle kies van vooraf benadeelde of hulle moet 'n sekere inkomste, onder 'n sekere inkomste verdien om te kan aansoek doen. En dan kry hulle vol akademiese beurs by Hoërskool Stellenbosch en dan die geleentheid om deel te neem aan atletiek. En is daar enigsins 'n betrokkenheid met Ilana Meyer en Ja, en haar Ilana Meyer situasie? sy is die hoofbestuurder van die hele projek. Ek rig net af by die skool. Rig net af, sê Ja, sy. rig net Ek dink af, nie ja. dit's net afrig nie. Zola, kom ons gaan terug na die begin toe. Ek weet jy het begin hardloop as hierdie kaalvoet meisie op die plaas en ewe skielik toe kom jy agter maar jy's effens vinniger as meeste mense. En toe staan daai eerste wêreldrekord. Vat ons net terug na daai eerste keer toe jy die stophorlosie gestop het op 'n plek waar niemand anders nog ooit was nie. Ja, dit was ek dink my matriekeksamen het in 1983 net klaar geskryf en daar was niks om te doen nie. Ek dink ek het nie op 'n matriekvakansie gaan. My ma het my vir 'n week Mosselbaai toe gevat. So daar was nou niks glamorous nie. So ek het net geoefen en toe kom hierdie uitnodiging van die Weeks byeenkoms. Daai 1 uur byeenkoms het hulle so gehad die 5000. Dit was in die Kaap, né? In die Kaap, ja, in Stellenbosch en my coach sê toe vir my, kom ons gaan probeer dit want ek het nog nooit regtig baie 5000s gehardloop nie. Ek dink dit sou my tweede een gewees het, ja, wat ek gehardloop het. En het jy geweet 'n wêreldrekord was aan of al dan nie? Ek het nie eens geweet wat die wêreldrekord was op daai stadium. Regtig? Ek het net gehardloop want dis wat ek kan hardloop en dis wat ek gevoel het ek kan. Ek het geweet ek's redelik fiks want ek het daai vakansie verskriklik hard geoefen. Niks vakansie gehou en soos die ander normale mense nie. So dit was nogal 'n toe ek klaar gehardloop kom ek agter ja, maar dis eintlik 'n wêreldrekord. Ek het nie geweet dit is 'n wêreldrekord. Dis ongelooflik. Ja. En dit was natuurlik kaalvoet. Dis hoe jy naam gemaak het, kaalvoet Zola Budd. Jy het nie gehou van skoene dra nie. Ek dink in die begin het ons nie skoene gehad nie want jy weet mos mense word groot met daai plat wit Dunlop tekkies wat jy van netbal, LO, alles moet doen op skool en daar was nie regtig atletiek skoene of hardloopskoene nie. My eerste paar hardloopskoene het ek nog by De Wet Ras by die ou Greitermans of Figarsaan Bloemfontein gaan koop. En ek dink nie ek het die skoene gekoop nie. Ek dink want net daar gesit en vir hom gekyk. En hy het gesê wat hy dink jy moet dra. Ja, wat hy moet dra, ja. Dat mense 'n rugbyspeler moet vertrou met hardloopskoene, is 'n groot probleem. Dis 'n groot probleem, ja. En toe van daar af, toe ontplof jou lewe tot 'n groot mate toe nie. Ja, ek dink dit was die Rubicon. Ek dink daai 5000 en ewe skielik het ander mense betrokke geraak en dit was amper of my hardloop weggevat is vir my. Die joy van die hardloop is al weggevat en ewe skielik was dit begin professioneel raak en toe kom die oorseese goed en ja. Vat ons net terug. Toe sit Engeland toe en 'n koerant het betrokke geraak en
volgende oomblik toe jy 'n paspoort en toe hardloop jy vir Engeland. Ja. Wat onthou jy van dit alles? Kyk, ek moet vir jou sê ek was baie dom daai tyd. Ek is nou nog dom, maar daai tyd dink ek was ek nog meer oningelig en my hele kop het net oor hardloop gegaan. Dit mense is maar soos jy 16, 17 jaar oud is en jy volg nou hierdie pad van jou want dis nou jou pad. So dit was nogal vir my iemand het uitgevind my oupa was Engels. Hy is in Brittanje gebore. Dis aan jou pa se kant. My pa se kant, ja, my Engelse oupa. Hy het nogal daai tyd oorgekom vir die Friend te werk, die koerant in Bloemfontein. En daarvolgens kon my pa nou 'n paspoort kry en kon ek een kry, maar die koerant, die Daily Mail het ingemeng sodat dit bietjie vinniger gebeur het, want as ek 18 geword het in Mei, dan was dit te laat. So hulle moes dit so vinnig as moontlik doen. En toe staan betogings en allerlei dinge en ek onthou 'n foto van jou waar jy verwilderd gelyk het as dit ware. Dit is scary want jy is ewe skielik blootgestel in die wêreld, mense wat jy kom op plekke en jy hoor van dinge wat in jou eie land gebeur en jy weet nie 'n klou wat in jou eie land ingaan nie. Ja. Mense glo my nie, maar ek is 1966 gebore. Dis na Nelson Mandela gevange geneem is. Ek het nie geweet van die ANC nie. Ek onthou by een byeenkoms was daar hierdie mense wat betoog vir Nelson Mandela en toe vra ek vir my coach nou wie is Nelson Mandela? Ek nie gaan vra vir die meeste van ons geslag. Hulle sal dit nie vir jou kon gesê het daai tyd nie. Dis waar. En toe natuurlik Los Angeles en dit kon op een manier nie veel erger uitgewerk het nie want toe hardloop Mary Dekker in jou hake vas en daar val die darling van Amerika in Los Angeles voor almal. Vat my terug soontoe. Ja, ek dink ek was op 'n goeie plek 1984 Olimpiese spele nie want daai tyd was ek al emosioneel so moeg van al hierdie betogings en by elke byeenkoms wat jy kom is daar mense wat jou spoeg en vloek en letterlik van die baan af. So dit was nie 'n goeie tyd vir my gewees nie en die seisoen was baie lank want ek het Januarie al begin baan doen in Suid-Afrika en dit was Augustus. So ek het begin sukkel met 'n besering en dit het juis met die Olimpiese spele het dit opgevlam en baie erger geword. So ek was nie fisies was ek nie op my piek nie en emosioneel nog minder. So, ek wou nou net sê. Ja, ek wou net laat hierdie sirkus nou net klaar kom en dan kan ek huis toe gaan en weer aangaan met my lewe. Dis die idee wat ek gehad het toe ek daar op die lyn gaan staan. Dis alwaarna ek gedink het as hierdie gemors klaar is vandag gaan ek huis toe. En toe wen Maricika Puicha. Ja. En as jy terugkyk daarna, dink jy kon gewen het? Nee, eerlikwaar voor die tyd ek geweet daar's nie 'n kans nie want ek het nie daai plofbare spoed wat hulle gehad het nie, want ek kan lank versnel en half die wedloop so wen, maar nie daai eksplosiewe wat hulle gehad het nie. En ek het geweet daar's 'n goeie kans dalk vir 'n bronsmedalje. Ja. En toe daarna natuurlik die sirkus het nie opgehou nie want toe jy landloop gaan hardloop en daar was wêreldkampioenskappe. Ja. Ek wil amper vra, het dit so 'n bietjie van 'n pleister oor daai seer van die 5000 gesit? Ek dink die wêreldlandloopkampioenskap in Portugal was die eerste keer wat ek besef het, jy kan actually hardloop. Want dis die eerste keer wat ek vir myself gesê het, jy het nou World Championships gewen. Jy kan vir jouself sê jy is 'n atleet. Voor dit kon ek dit nie sê nie, want ek het nog nooit regtig 'n groot titel of iets gewen nie. Ja. Baie SA titels, maar nie die wêreldtitel was seker maar die ultimate, veral landloop, want landloop is seker die moeilikste. Ja. Item om aan deel. Mense besef dit nie, maar dis een van die moeilikste items om aan deel te neem. Afrigter Pieter Labuschagne, sy rol in jou loopbaan. Ja, moeilik, baie moeilik. Hy was maar die een wat agter my gestaan het met die hardloop en my ondersteun het met my hardloop, ja. En as jy nou terugkyk na alles, sou jy dinge effens anders gedoen het? Dink ek sou nooit begin hardloop het nie. Ek dink nie, ek wou nog my hele lewe lank wou ek in die mediese ingegaan het soos verpleging of sulke goed en al die goed wat ek altyd wou doen, mag ek nie gedoen het nie want jy hardloop. So daar het 'n tyd in my lewe verbygaan waar ek nooit my loopbaan kon doen wat ek kon doen nie. Dis amper nou in die agterkant van die speensuig toe ek uiteindelik ophou met hardloop en besef ek hardloop nou nie meer nie, wat gaan jy nou doen? En dis waar die sielkunde ingekom het. Was nou net oor die naweek 'n wedloop, 'n Zola Budd wedloop in Pretoria. Ek verneem dat jy nog wil doen. Vertel vir my gou-gou daarvan en wat is die idee daar agter? Die groot idee daar agter is dat die wêreldkampioenskap, daar is nou 'n wêreldkampioenskap in die 5 kilo. So jy kan nou amptelike 5 kilo tyd kry en jou vergelyk met ander mense. En ek dink dit is amper 'n week vir mense
om toegang te kry, veral vir ons jong mense, want hulle mag nie 10 km op die pad hardloop nie, en ek dink hierdie is 'n goeie alternatief. Jy kan amper elke naweek 5 km gaan hardloop, jy gaan nie so erg beseer of uitgebrand raak soos wat jy elke naweek 'n lang ding op die pad gaan doen. En ek dink dit moet half erkenning gegee word. Dan kan jy jou tyd ook vergelyk met internasionale 5 km tye. En laat ons kinders begin betrek op so 'n manier dat hulle hoef te besef hulle hoef nie op die baan blootgestel te wees as hulle nie wil nie. Hulle hoef nie landloop te gaan hardloop wat baie hard is vir ons nie, maar hulle kan saam met hulle familie 'n goeie 5 km gaan hardloop en 'n tyd kry en dit kan gebruik word om goeders te doen soos aansoek te doen vir beurse in Amerika of vir enigiets anders. En ek dink dit is nogal 'n goeie geleentheid vir ons jeug om ons jeug te betrek. En parkrun help natuurlik verskriklik baie. Ja, die parkrun is definitief. Ek dink parkrun het iets ongeloofliks vir ons hardloopgemeenskap beteken. Hierdie is glad nie oppositie nie. Hierdie is net om iets op die pad te kry sodat jy 'n amptelike tyd kan hê en kan sê hierdie is 'n 5 km, dis my amptelike 5 km tyd. So 'n paar jaar terug het jy Kamerads gehardloop. Is dit weer iets wat jy in die vooruitsig wil hê? Ek dink daaraan, maar ja, my een vriend in Bloemfontein, Roof, is altyd gespot. Hy sê nou gesê die gesamentlike ouderdom van my bene gaan dan 120 wees. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Oh, pragtig. So ja, ons sal kyk daarna. Ek dink die doel met die 5 km wedloop is ook in die toekoms om legendes soos wat vir my rolmodelle was, soos Lilia, Bethel Seribe, Jan Olyn, al daai mense wat hierdie ongelooflike atlete was, maar nie vandag die erkenning kry vir wie en wat hulle was nie, om hulle dan te vereer verder. Zola, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Zola Budd hier in gesprek met ons net op Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het beslis. Sien julle net hierna. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection.
Welkom terug. Daar is baie praktiese dinge wat jy tydens jou etensuur kan doen. Jy kan die bank, die apteek of selfs die poskantoor besoek. Maar ons het onlangs gaan inloer by Theatre on the Square in Sandton City, waar hulle middagete 'n bietjie meer teatraal maak. Daar is niks so deftig soos 'n aand in die teater nie, maar vir die afgelope 15 jaar het Daphne Koen, die eienaar van die Nelson Mandela Theatre on the Square in Sandton, haar lunch hour show gebruik om teatergangers met klassieke musiek te vermaak. For 30 years we've been presenting plays and musicals and comedies and children's theatre, but being in a cultural hub, it needed a musical aspect. And with my background, both in theatre and music, I thought it would be a wonderful idea to introduce weekly music concerts. We select very carefully ensembles that are very well known, but at the same time we give the opportunity to provide the platform for young, up-and-coming musicians. There's always variety of music and different musicians and different styles and food for the soul. I think that's what music's all about. Whatever comes in at the box office goes to the artists in this case, and that's why we encourage them, and they love coming here. By doing so, they also become a little bit more well-known when they are part of bigger orchestras and they present themselves at other venues in South Africa. Die middagete-konserte skep 'n unieke geleentheid vir teatergangers om na besonderse klassieke musikante soos Bertien van Schoor en Annelien Bol te luister. Let us put our hands together as we warmly welcome on stage Bertien van Schoor, Annelien Bol. Thank you. Het is altijd interessant om vrouwenkomponisten te spelen. Er is nogal een groot beweging in die wêreld op die oomblik om vrouwenkomponisten te ondersteunen. En ons speel in vandaag 2 werken van vrouwenkomponisten. Die sonate van Louise Farenk en die kortstukkie van Nadia Boulanger. Die musiek is geskryf vir klavier en cello, so dit is regtig 'n duo. En nie net soos in die cello speel en die klavier begelei nie. So ons voel ons is regtig genote op die verhoog. Middagete-konsert is die perfekte breek. Mens kan na 'n konsert toe kom en kom luister en dit is net 1 uur lank en dan gaan jy weer voort met jou dag nadat jy 'n bietjie inspirasie gekry het om voort te gaan. As Mozart en Beethoven die rocksterre van hulle tyd was Louise Farenk die Taylor Swift van hare, want sy het geveg vir gelyke betaling vir vroue en het selfs haar eie musiekuitgewers begin. Ons sien die meeste uit om die Farenk sonate te speel, want dit is of nog nooit in Suid-Afrika opgevoer nie of baie selde. Dis eintlik 'n nuwe werk, ook vir ons. Dis nogal dinamiese musiek wat sy gekomponeer het. Mens kan sien dat sy seker was van haarself en wat sy wou gedoen het. Sy was 'n fantastiese pianis self gewees. En sy het natuurlik al hierdie werke gespeel en invloede kom deur, maar sy het 'n baie spesiale komposisiestyl geopenbaar. Die werke wat ons speel is dalk nie altyd so algemeen nie. En dit maak altyd 'n nuwe wêreld oop as jy werke van 'n nuwe komponis speel en dit maak mense geïnteresseerd om meer te hoor. Die vertonings is iets om te beleef, want teatergangers beleef musiek soos wat dit aan koninklik is, soos Marie Antoinette voorgedra is. I really did enjoy the show, all thanks to Daphne making it possible for us to be here, and Dr. Marianne Felix, who had connections with Daphne, and all the players, the instrument players who were here. I really enjoyed the show and I'm happy to have been part of it. The show was very interesting for me. It sparked a lot of interest in my love for art. I could actually merge therapy with music in a different way. I invite you all to come and visit us here at Theatre on the Square and enjoy the upliftment of classical music and in all its variety. And we look forward to having you here.
So vergeet maar van 'n besoek aan die poskantoor. Kom maak eerder 'n draai by die teater tydens jou volgende etensuur. En kan jy nou meer? Ons bly vir 'n oomblik by musiek en by teater. Die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees vind vanaf 4 tot 13 Julie by die Konservatorium van die Universiteit Stellenbosch plaas. En dit is 'n viering van musiek, mode en dans. Ek gesels nou met die artistieke direkteur Professor Nina Schumann regstreeks vanuit Stellenbosch. Prof Nina, baie welkom. Baie dankie uit 'n koue Stellenbosch. Ek hoor die weer is nogal interessant daar in die Kaap op die oomblik, maar goed, ek wil graag begin deur te vra dat jy vir ons so 'n bietjie meer inligting gee oor hierdie Kamermusiekfees. Wat presies behels dit? Die Kamermusiekfees is 'n fees wat ons gestig het in 2004 en dit is verskillende funksies wat dit vervul. In die eerste plek en ek dink amper die belangrikste, dit is 'n opvoedkundige fees. So ons het musiekstudente van reg oor die land en sommige ook van ander dele in die wêreld, omtrent 330 en hulle word dan verdeel in kamermusiekgroepe en ook orkeste en dan natuurlik het ons die wonderlike superster personeel wat vir hulle afrig en dan self ook speel en dan is daar natuurlik die wonderlike element van ons gehoor wat ons musiek kom waardeer. En natuurlik topmusici, maar ek wil graag by jou uitvind hoe presies het hierdie fees begin? Dit het begin in 2004. Ek saam met my 'n kollega het basies besluit ons moet 'n manier vind om studente na Stellenbosch toe te trek. En ja, dit het ongelooflik uitgebrei. In daai eerste jaar het ons verwag ons gaan min of meer 50 deelnemers kry. Dit was toe op die ou end 100 en dit het so ontsettend uitgebrei, veral in terme van die kwaliteit van internasionale kunstenaars wat ons deesdae trek. Dit is 'n absolute unieke fees. Nou, die groot vraag is hoe integreer 'n mens musiek, mode en dans in een fees? Weet jy, dit het eintlik dit is weer eens iets wat organies gebeur het. Ek het al 'n verhouding met 'n designer duo. Dit is twee vrouens van Pretoria met die naam van Air, E-R-R-E. En ek dra hulle klere nou al vir geruime tyd want dit is nogal spesiaal om konsertrokke te kry. En hulle is toe aanvanklik vertrek en toe was dit hierdie jaar dat ek besluit veral met die eerste konsert om dansers ook te betrek. So ons het 'n fantastiese opening. Die laaste werk op die program is Ravel Bolero en dit gaan dien as 'n bekendstelling van ons personeel. En hulle gaan almal opgetop wees en hulle gaan opgelei word op die verhoog deur dansers en daai dag gaan lig. Ek kan jou dit beloof. Ek dink dit is belangrik om net vir 'n oomblik dalk stil te staan by die groot herdenking van hierdie fees, nê? Nee. Ja, kyk, dit is ongelooflik wat gebeur as jy van het. Jy vergeet hoe vinnig die jare verby gaan. En hierdie jaar is baie spesiaal vir ons. Dit is die 20ste viering. En ek dink dit is vir my is dit belangrik dat ons dit gemeenskaplik vier. So daar's heel wat ekstra projekte wat ons doen. Onder andere, ek het 'n nuwe kunswerk kommissie en die kunswerk is baie spesiaal. Dit word saamgestel uit 1098 sirkels waarop vorige deelnemers en gehoor en instrukteurs wat almal 'n persoonlike boodskap opgeskryf het, dit word dan geëtch op die sirkel en as mens naby staan, dan gaan jy die boodskappe sien, maar as jy op 'n afstand staan, dan vorm dit die gesig van Desmond Tutu wat ons beskermheer was. Dit klink vir my na iets wat 'n mens net self moet beleef. Nou ek het ook iets raak gelees van 'n perstapuit.
Ja, kyk, ons kleur vir die kamermusiekfees was nog altyd pers. So 'n wonderlike lilac pers en dit het eintlik gekom van 'n aardsbisschop Desmond Tutu wat ek dink dit was in 2014 of 2013 gekom het na ons fees en natuurlik met sy persklere en dit het ons besluit om self 'n pers tapijt te kry wat al die pad aan die buitekant van die gebou van die trappe af lê. En so die eerste aand noem ons tradisioneel the Purple Carpet event en al die studente tof op en almal dra 'n titseltjie pers. Ag, dit klink vir my heerlik. Nou, net laastens, waar kan mense meer inligting en kaartjies in die hande kry? Ja, kaartjies verkoop ons deur webtickets, maar in terme van die inligting die maklikste is om bloot om op ons webwerf te gaan. Dit is secmf.co.za en dit staan natuurlik vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. So secmf.co.za. Prof Nina, baie dankie en geniet hierdie spoggeleentheid. Hierdie onderhoud sal ook later beskikbaar wees op ons YouTube-kanaal. Moenie daarvan vergeet nie, maar bly ook ingeskakel, want net hierna kuier ons saam met Dion Groot. Jy wil dit nie mis nie, is by Goeiemôre, Good Morning.
Nou ja, die vorige keer wat Dion Groot by ons kom kuier het ek en hy heeltemal laf geraak en ons het gesels oor dans in Afrikaans, ons gespring op die banke en al die lekker dinge gedoen, maar hy is weer hier om saam met ons te kuier en hierdie keer op 'n bietjie meer van 'n ernstiger noot met sy nuwe liedjie Breek die Mure. Goeiemôre, my ou vriend. Ja, sy lekker om weer terug te wees. Baie mekaar laas gesien by die Voelgoed Golfdag. Ja, inderdaad, dit is lekker om jou ook bietjie raak te loop daar. Ja, lekker tye. Baie dankie dat jy weer 'n bietjie by ons kom kuier en jy weet net voordat ons nou oor Breek die Mure gesels, paar interessante feite. Jy is natuurlik ook 'n man wat 'n interessante stokperdjie het, maar voor dit jy het 'n liefde vir spinnekoppe en slange. Dis korrek, ja. Ek wil dit nie altyd vir mense vertel nie, maar ja, ek was altyd bang geweest vir die goeters en ek dink dit is waar toe nou gespaak het in my kop is dat ek wou hierdie vrees oorkom en al my vrees oorkom het verhoogtes en al die goeters. So ek het elkeen van hulle aangepak en ek dink dit was toe een van die redes hoekom ek toe nou maar op jou en dag tarantulas gekry het en toe nou ook 'n groenboomluislang gekry het. Is om bietjie meer in te delf en te sê wie wat jy kan nie vrees oorkom en as ek dit kan doen, kan jy dit ook buite doen. So ja. Maar waar, jy weet die stokperdjie, so dis nou jy's net omdat jy jou vrese wou hê, maar toe word dit nou vir jou 'n bietjie meer van 'n hierdie interesseer my meer as daai so. Ja, ek dink soos 'n mens verder aangaan, kom jy agter dat spinnekoppe en slange oor die algemeen, hulle het verskillende persoonlikhede en 'n mens sal nie altyd sê jy glo slange is 'n slang en spinnekop is 'n spinnekop. Maar as jy nou kyk van waar hulle af vandaan kom of nou 'n brachypelma is en of dit nou 'n wat ook al is, dan hulle het verskillende persoonlikhede en ook of dit 'n nuwe wêreldspesies is of 'n ou wêreldspesies is. Dit is nogal crazy as jy begin indelf in dit gee jou, dit maak jou oë oop omtrent wat die wêreld het daar buite. Maar daar's dan 'n hengse verskil. Ek meen 'n hond se temperament kan jy aflees. Is dieselfde ook met slang en spinnekop kan jy ook sien hier ook gaan nou die trek of hy. In die oggende as ek wakker word, dan kan ek sien maar eers my groenboomluislang wat se naam Chimera is. Sy's 'n bietjie moeilik vandag, so sy steen teen honger. So ander keer dan lê sy net rustig op die takke en so en die spinnekop is presies selfs, hy wys vir jou sy geïrriteerd is, tel sy voetjies op en ja, is verskriklik interessant. Ek onthou die eerste keer toe ek hom moes vashou. Kyk, dit het baie inspirasie gevat, maar toe dit nou eventually eers gebeur en hulle is op jou hande goed, kom jy eintlik agter dit bring 'n ander rustigheid oor jou is. Ja. Dit is, ek dink dit is 'n prikkelgevoel wat hy vir jou gee. Jy kan dit eintlik half nie voel nie. Dis net daai klein tingle wat oor jou vel loop en dis 'n gemaklike gevoel. Dit is nie asof dit jou enigstens afskrik nie. So Dion, as jy ook nou so daar in die tuin rondstap, dan sien jy ook eerder dinge raak en dan kom jy op ietsie af of ek dink dit maak mense kop oop soos ek sê vir baie goeters, vir plante en al die goeters. Dis hoekom ek bonsais ook het. En jy nou daag geskerp hoen of iets ook raak. Ja, in my ma se tuin. Toe kom ek op 'n Transvaalicus af wat in my ma se tuin was en verskriklik mooi om te sien. Bly om te sien julle het dit gesien op Instagram. Ons volg vir jou, ons hou vir jou dop met groot oë. Luister, baie interessant, jy's ook 'n visserman. Jy gaan op die bokboot wees. Dit beteken nie noodwendig jy gaan jou stokke saamvat of van daar af te hengel nie. Ek wens ek kon, yes. Ja, so ons gaan 'n bietjie op die bokboot ook en dis nou nie nuwe nuus wat nou uitgekom het ook. En yes, aardklop is ook later in die jaar wat ons daar ook gaan wees. So ek sien uit na 'n hele paar feeste, 'n hele paar kuiersessies en 'n hele paar visvangsessies saam met dit. So hopelik as ons nou na Namibië toe gaan ook gaan ons 'n bietjie gaan visvang en 'n paar visies intrek. Vorige een was dans in Afrikaans, jy's terug met Breek die Mure, bietjie meer van 'n ernstiger aanslag, net so agtergrond oor die liedjie. Dit is 'n persoonlike liedjie meer as enigiets anders en ek wil nie regtig vir die mense vertel hoe persoonlik dit is nie, want ek wil hê die mense met hulle eie storie kry omtrent dit en hulle eie verhaal daai uitmaak. Ek dink dis waaroor musiek gaan ook op die einde van die dag, is dat jy vir jouself 'n storie maak uit. Maar vir my was dit uit persoonlike gedeeltes wat ek geskryf het vir my wat met my gebeur het en met my verhouding gebeur het. So ek moes deur dit werk en ook uitvind ek moes die mure breek om verder te kon gaan met my en haar. En ek dink dit is maar op die einde van die dag waarop elke ou se boetjie maar lê. Hy moet vir homself besluit en ek dink dis wat die video ook vir ons wys op die einde van die dag. Dit maak dit gemakliker om vir mense te kan sê hier is hy. Maak dit om wat jy wil. En as kunstenaar voel jy ook gemakliker om 'n bietjie meer van jouself in so, jy weet van daai soos jy sê, dis 'n persoonlike ervaring, maar net 'n bietjie meer daarvan te begin deel. Aanvanklik as 'n ou dalk ingekom het met 'n lekker, jy weet, op 'n wakker liedjie. Ja, ek dink soos met dans in Afrikaans en met wyn en al daai goeders, dit is bietjie meer van ons wille kuier goeders en dan het ons ook ons mooi liefdesliedjies in Olyfie en Plek in my hart en ek dink hierdie is 'n opvolg van wat Plek in my hart was. Nie 'n opvolgie maar 'n voorganger wat Plek in my hart was en dis lekker om vir mense die verhaal van my te kan vertel want elke ou vind sy eie storie en Plek in my hart doen verskriklik goed vir ons en Olyfie doen ook al klaar
regtig baie goed en ons hoop dat Breekie Mure ook 'n bietjie meer van daai persoonlike element vir die mense kan bring. En is lekker om te sien ook hoe jou gehoor saam met jou groei, né? Want mense groei saam met jou en soos wat jy ook die verskillende fases nie net in jou loopbaan bereik nie en in jou persoonlike lewe, wil mense ook heeltyd meer weet of hoe kom en Ek geniet dit. Dit is vir my lekker om mense te wees. Dit is lekker om my gedeelte te deel met hulle. Ek hou van stories. So jy ontmoet verskriklik baie mense en vir my op die einde van die dag is dit hoe meer mense jy ontmoet, hoe ryker raak jy as mens en hoe meer stories kan jy kry ook op die einde van die dag. Juist vir ons as liedjieskrywers om dit te kan gebruik eendag. Gaan ons dan eersdaags ook, omdat jy nou so hou van die hengel, jy weet visvang en so, dalk ook sommer net so hou lekker tongerietjies visvangliedjie van jou afkry. Onthou jy? Harapie spoor dan. Is lekker. Ja, nee, ek dink as ek sê iets doen, dan gaan ek seker saam met jou doen, want ek dink die vorige een het ek die boutskit uitgebring en ek het die prikkel boutskit uitgebring. Van die biscuit na die prikkel bout. Yes, so ek dink ons kry 'n liedjie wat ons saam kan doen en dan klap ons sommer van daar af. Dit klink vir my na 'n plan. Nou jy net die slange en die spinnekoppe asseblief weg want dit gaan ek reg. Ek dink ons los net by die visvang gedeelte. Ek is dank die Vader bly jy het nie jou diertjies saamgebring hier na die studio toe nie, want dan sê ek verseker oorgegee aan een van my kollegas. Dis Dion Groot wat saam met ons kuier op hierdie goeiemôre, it's good morning, en ons gaan net hierna verder gesels en ook kyk na sy splinternuwe liedjie wat hy vir ons die video van saamgebring het, Breek die Mure. Jy moenie weggaan nie, die dinge gaan groot en lekker raak nog vir die res van hierdie oggend, net hier op Goeiemôre, good morning. Onthou jy kan ons op die sosiale media platforms volg en laat weet ons sommer wat jy van ons dink en hoe jy daarvan hou om saam met ons te kuier hier op Goeiemôre, good morning. Net hierna breek ons die mure saam met Dion Groot. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Vellie Boutique, trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed.
Welkom terug. Ons gaan nou kyk na daai beloofde musiekvideo van Dion Groot vir sy splinternuwe enkelsnit Breek die Mure. Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk. En ek onthou klanke wat met my hart hier speel. En ek onthou jou lag, jou gesig wat vir my kon steel. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai deur die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek hierdie mure, brand hierdie vure. Dis net ek en dis net jy. Dink aan die dag toe jy verby my kyk. Jy kon nie sien hoe seer het my siel gelyk. En ek onthou die klanke wat met my hart speel. En ek onthou jou lag, jou gesig wat vir my kom steel. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek die mure, brand die riviere. Dis net ek en dis net jy. Verstaan al die seer wat ons keer om meer van my en jou te leer. Kan ons samen die prentjie bou en vir altyd by ons hou. Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai deur die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek hierdie mure, brand hierdie vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai deur die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Brand hierdie vure. Dis net ek en dis net jy. Dis net ek en dis net jy. En dit was 'n eksklusiewe kykie na daai splinternuwe ene van ons gas, Dion Groot Breek die Mure. Baie mooi video en dis soos jy voor het gesê het, jy weet, elke ou gaan sy eie storie daarvan kan maak. Ja, dit is lekker om te kan sê dat dit al afspeel, elke ou kan sy eie storie maak uit. En ek dis wat ek wil hê. So ek wil nie my storie met hulle deel nie. Alhoewel ek dit geskryf het as gevolg van iets. Maar dit is ek dink die groot kern omtrent dit is net laat die mense hulle self kan geniet. Dit is verrassend lekker om ook so ietsie van jou af te hoor. Ja, dit is lekker om van die mense te bring, wel eksklusief vir julle, so.
Die ou en die girl wat in die video speel het nie noodwendige connection met mekaar. Glad nie. Nee, laat hulle liefdes nou nie vir mense kwaad raak of enigiets so nie, maar nee. Mense glo mos baie wat hulle op televisie sien. Gaan vra maar vir Steve. Hulle glo tot vandag toe hy is broers. Ja. Van agter elke man. Ja, dit is vir my die vreemdste ding om te sien hoe mense reageer, selfs op sepies so Sewende Laan en daai tipe goeters. Mense weet nooit regtig wat die mense dink van daai persoon en die willens dan nou basies op jou vandag hè. Hoe belangrik is dit vir jou om net in die game te bly, jy weet, om so gereeld as moontlik musiek vry te stel en Wel vir my is dit ek is besig met 'n splinter nuwe album en op die einde van die dag al wat ek wil maak is seker maak dat mense alles op die oor kry voordat die album uitkom en baie van die liedjies sal ek vergeet is. So einde van die jaar is die album beskikbaar en ons bring soveel liedjies uit as wat ons kan. Vir my voel dit dat as jy so 3 maande uit die mark uit bly dan begin dit bietjie afwater. So jy moet maar die hele tyd op jou voete bly met dit. Jy moet net vir my 'n bietjie gooi van prikkelpop, prikkel, boutskit, vingerslinger, toetstoot, lekker. Daar sy, en ek hoop die kykers kon daai netjie onthou. My vriend, baie dankie. Ek is absoluut saam met jou opgewonde oor hierdie Breek die Mure. En wanneer is hy beskikbaar? Want hierdie was eksklusief, né? Dit is eksklusief hierso gewees en hy behoort Vrydag te wel beskikbaar te wees op Spotify, Apple Music, YouTube Music, allerlei plekke. So die mense kan net gaan kyk op hulle gunsteling platform. En dan vir ons ook te sê hoe wat hulle oor dink op Instagram en op Facebook en alle plekke. So Lekker. Weereens baie dankie vir jou kuier. Geniet jou uitstappie saam met die werk. Dankie daar langs die viswaters. Laat weet vir my werk aan die Wisstokke katrolle. Ek gaan so maak. Dit was Dion Groot en so ook ons kuiertjie wat vanoggend aanbetref hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is môreoggend weer terug met 'n propvol program. As jy bietjie saam met ons wil adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Van my Pieter Koen en die res van die span, sien jou môreoggend. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefd steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af.